Broers en susters, baie welkom by ons tweede diens wat ons weer mag hou. Veral ook omdat julle op hierdie koue oggend hier is, baie welkom. Ek is bly as julle ook die vrymoedigheid neem om vir julle komberse saam te bring. En is ook lekker om te sien van ons jong mense is hierso. Vir al ons broers en susters wat ook na die tyd die diens volg op elektroniese formaat, baie welkom ook aan julle almal. 'n Mens moet nou 'n bietjie kreatief en nuut begin ook dink in hierdie tyd en daar's baie maatreëls en goeders. Ek wil sommer vra dat terwyl ons nou gaan stil word vir die diens, dat ons so oomblik net vanoggend ook bid vir ons ander gemeentes en ons broers en susters in die geloof reg oor die wêreld en die verkondiging van die woord. Bid asseblief saam met my dat die Here dit sal seën en dat hy ons moedig sal maak, vrymoedig om die woord te bedien. Ek moes onlangs 'n leraarskollega van my ook bystaan. Daar's maar baie paranoia ook daar buitekant. 'n Mens weet as jy goed nie nakom nie, kan jy 6 maande in die tronk beland of R50.000 boetes kry, hoor 'n mens. Daar's regtig ook mense wat vrees. Sê net maar ek sê iets verkeerd of sê net maar ek doen iets verkeerd. So ons is nou baie meer saam met die vervolgde kerk in terme van dit wat geheimsinnig moet bymekaar kom sodat hulle nie uitgevang moet word nie. So ek wil vra, kom ons maak vir 'n oomblik net ons oë toe en dan dink ons aan al die verkondigers van die woord en die hele kerk oor die hele aarde, as ook, kom ons dink net vir 'n oomblik ook in ons gebede aan al ons siekes, en dit is baie koud en baie mense gaan nog siek word, nie noodwendig met die virus nie, maar sommer net ander siektes en kwale en dinge. Kom ons bring ons self voor die Here. Sy Gees staan ons by daarin en dan gaan ek vir ons 'n baie ou kerklied lees uit Kolossense 1. Kom ons word net eers stil in stil gebed, elkeen so by homself, by haarself. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy hele volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Amen. Die Here gaan nou vir ons sy seun gee. Hy gaan ons groet met sy seun en dit laat my so dink aan die mooiste verhaal, broers en susters, wat ek hierdie week gehoor het. Van 'n ma en haar dogtertjie. Ek vermoed dit was vroeër jare in die winkels en die kafees en die dinge toe daar nog sulke bottels vol lekker goed was. Wat 'n ma en haar dogtertjie besig was om hulle inkopies te betaal en die winkelier hou vir haar die bottel lekkers uit en sê vir haar, vat met jou handjie vir jou lekkertjies. En sy gee so tree terug van die winkelier af en sy kruip so halfpad weg agter haar ma en die winkelier gaan en hy vat so 'n handvol en hy gee dit vir haar, dankie oom, en hulle is by die winkel uit en die mamma sê, maar jy's mos nooit so skaam nie, hoekom het die oom vir jou lekker goed aanbied, het jy nie vir jou gevat nie? Toe sê sy, want ek het geweet sy hand is groter as myne. En ek dink dis die gesindheid waarmee ons na die Here toe moet gaan. Ons vra so baie vir die Here en tog is ons handjie so klein. Hy wil vir ons soveel meer gee. Sy hand is soveel groter waarmee hy ons seën. En hierdie is maar simbolies van die hand wat vir jou kom genade gee. Hy groet jou hier vanoggend. Genade en vrede van God ons Vader. So groet Paulus die gelowiges in die brief waaruit ons vandag gaan lees. En dit is deur Jesus Christus moontlik.
Hy het dit kom moontlik maak deur dat hy homself kom gee het aan die kruis en opgestaan het. En dit gebeur ook met die hulp van die Heilige Gees. Ons gaan saam luister die lied van Psalm 42. Dit is Louis Brits se weergawe se beruiming en ek lees net vir ons vers 6 en vers 9 van hierdie baie mooi psalm wat sê: Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? En dan sê die digter vir homself: vertrou op God, uitroepteken. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Die Here sal weer op 'n dag sy trou laat blyk en ek sal selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Kom ons staan asseblief, dan luister ons ook na Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, smag ek na U, o God. Ek dors na U, die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor U verskyn? In my trane dink ek aan die dag toe ek deel was van 'n jubelskare. Waarom vra ek, waar is U nou? Ek sal weer 'n loflied sing aan U, my helper en my God. Selfs in die nag sal ek vir U sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek rus by U, my helper en my God. Waar waters hier teen waters raas en waar wilde strome bruis, het golf na golf teen my geslaan, het branders oor my heen gegaan. In my trane dink ek aan die dag toe ek deel was van 'n jubelskare, maar ek twyfel nou, waarom vra ek, waar is U nou? Ek sal weer 'n loflied sing aan U, my helper en my God. Selfs in die nag sal ek vir U sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek rus by U, my helper en my God. Ek sal weer 'n loflied sing aan U, my helper en my God. Selfs in die nag sal ek vir U sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek rus by U, my helper en my God. Ja, ek sal weer 'n loflied sing aan U, my helper en my God. Selfs in die nag sal ek vir U sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek rus by U, my helper en my God. Ek vertrou op U, my helper en my God. Ons lees vanoggend uit 1 Korintiërs, uit die eerste hoofstuk, daar vanaf vers 26.
Paulus skryf hier vir die gelowiges in Korinthe, dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes, of baie invloedrykes, of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Die kerk is die belangrikste organisasie op aarde. Of dalk moet ons eerder die woord gebruik organisme. Want 'n organisme is mos iets wat lewe. 'n Organisasie klink so koud, so asof die kerk 'n besigheid is. So kom ons stel dit dan nou maar 'n bietjie anderste. Die kerk is die belangrikste organisme in die hele wêreld. Skok hierdie stelling vir jou? Tydens die inperking het regerings en mense hard nagedink en gevra, wat is essensieel? Wat is belangrik? En ons bly dit nog steeds vra. Drankwinkels moet oop wees, haarsalonne moet toe wees. Na 3 maande is die kerk toegelaat om haar deure weer oop te maak. Party stem daarvoor, ander is daarteen, soos 'n kollega wat meen ek pleeg die 6ste gebod deur hier voor te staan, ek maak julle eintlik dood. Daar's aan weerskante baie sterk opinies hieroor. Om te sê die kerk is die belangrikste organisasie op aarde, beteken nie ander organisasies is nie belangrik nie. Maar die kerk het die spesifieke roeping om God se eer bekend te maak op aarde. Dit is haar doel. Dis ook die doel van alle ander instansies, maar die kerk het 'n spesiale roeping om God te eer. Dis hoekom ons bestaan. Ja, ons is hier vir mense om hulle kos te gee, om hulle komberse te gee, om hulle by te staan en hulle te help. Dit is so. Maar allereers is ons hier vir God. Ons is hier vir sy eer. Dis hoekom die kerk op aarde is. Om hierdie rede is die kerk belangrik en essensieel, want sy rus mense toe om God te ken en om te eer en om te volg. En so help die kerk ook die wêreld, sodat daar orde sal wees, sal vrede wees, dat ons verantwoordelik sal lewe. Wie dink die kerk is net die bymekaar kom van 'n klompie mense wat saam luister na 'n boodskap en kumbaya liedjies sing, verstaan nie wat die kerk is en hoekom die kerk is nie. Weet jy hoekom is die kerk ook die belangrikste? Want sy is die bruid van Christus. Ja, sy lyk nie altyd so mooi hier op aarde nie. Sy maak foute, baie foute. Haar getuienis is nie altyd geloofwaardig nie. Haar onderrok sleep op die grond. Ons is nie perfek nie.
Maar ons is bruid van die almagtige koning, Jesus Christus. En dit maak die kerk belangrik, uiters belangrik in God se oë. Kom ons dink nog so 'n bietjie saam oor die stelling. Die kerk is die belangrikste, nie net omdat sy die nood van mense aanspreek, so siekte en armoede en sosiale geregtigheid nie, maar omdat sy die enigste een is wat 'n antwoord het vir die mens se heel diepste nood. Want die wêreld se grootste ellende is dat sy sonder Christus verlore is. Die kerk is betrokke, ja, by die tydelike, maar veral ook by die ewige redding van mense uit die hel. Dink vir 'n oomblik daaroor. Ander organisasies verleen ook hulp aan mense, byvoorbeeld die rehabilitasie van mense wat verslaaf is, mense in organisasies wat veg vir geregtigheid, maar dit is net die kerk wat daarop uit is om mense wat verlore is te gaan soek en te vind, sodat hulle gered kan word in Christus Jesus. Om die belangrikste te wees, beteken egter nie om die indrukwekkendste te wees nie. Paulus herinner die gelowiges in Korinthe hieraan. God het hulle nie geroep omdat hulle die geleerdste mense was nie. Nie omdat hulle invloedryk was en hulle gewig kon rondgooi in die samelewing nie, ook nie omdat hulle die aansien van mense geniet het nie. Die mense het nie na hulle opgekyk omdat hulle sterk leierskapseienskappe gesien het nie. In die oë van die wêreld is die kerk onsin, sonder waarde, niks. En tog hoor ons elke keer Paulus wat sê, en tog het God hulle uitgekies. Dis wat hy gekies het. Hy het hulle gekies omdat hulle klein is en omdat hulle swak is. Nou dit maak nie sin nie. In die wêreld in chaos, 'n wêreld wat brand met George Floyd vlamme, het 'n mens die beste polisiemag en weermag en die Coastal Guard nodig. Vir 'n pandemie het jy die beste mediese personeel en die voorste wetenskaplikes nodig. Vir 'n sukkelende ekonomie het jy die slimste ekonome nodig. En natuurlik is dit so. Daar is ook baie geld nodig om die wêreld van ondergang te red. Presidente soos Donald Trump roep uit, en dalk het julle ook al die snaakste videoetjie gesien op YouTube of op Facebook wat sê, waar hy so sê, in billions and billions and billions, nee. Dit beïndruk, dit skep hoop. Dit gee gerus by mense. Mense wil sien iemand is in beheer. Iemand weet wat hy doen. Iemand het 'n plan. Maar in die proses soek die mens na sy heil in homself. Groot probleme het groot oplossings nodig. Die mens soek helde. En iemand wat die medisyne gaan ontdek vir hierdie virus, ons weet nog nie wie nie, sy naam gaan vir altyd bekend wees, nee, gaan 'n held wees van ons tyd. As jy na my kyk, as ek na jou kyk, as 'n skoolier, of as 'n bejaarde, as 'n leerkrag, of iemand in konstruksie, iemand wat houtwerk doen, of 'n tuisteskepper is, wat 'n verskil kan ek en jy maak aan hierdie groot dinge wat gebeur?
Watter verskil kan NG Gardenia Park nou eintlik maak? Ons kan 'n paar kospakkies uitdeel, of soos nou voor die diens vir iemand wat koud is 'n kombers gee. But in the greater schemes of things, in die groter prentjie, wat kan ons nou eintlik doen, hè? Dis net hier waar ons die groot fout maak, want die Bybel sê God beskaam die wysheid van die wêreld. As ons dit as wysheid beskou, dat die oplossings en die uitkomste en die antwoorde sit daar by groot en bekende en ryk en invloedryke mense, dan sê die Bybel, maak ons 'n fout. God beskaam die wysheid van die wêreld. Deur die eeue tot vandag, hier vanaf ons kansel, sit ons die verkondiging van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, voort van geslag tot geslag in ons land. Jy moet dit nie onderskat nie. Jy moet nie die belangrikheid daarvan geringskat nie. Ons wys die wêreld na hom. En jy's daarbey betrokke wanneer jy hierdie boodskap gaan deel deur jou lewe, by die werk, by die huis. Wanneer jy dit gaan share, gaan deel op jou Facebook of aanstuur op WhatsApp. Jy is betrokke daarbey deur jou dankoffer, want jy hou die woordverkondiging ook in stand. God gebruik dit. Jy is daarbey betrokke wanneer jy bid vir die wêreld. Hoe awesome gedagte is dit nie in Openbaring, dat die gebede van die kerk voor God se troon opgaan, en soos die heerlike geur is, daai reuk van wierook is voor God, wat vir hom aangenaam is om te ruik, aangenaam is om te hoor. Het Christus nie gesê, ons is die sout nie? En het vra maar net 'n klein bietjie korreltjie sout om 'n lekker groot styk smaak te gee. Kan jy sien dat die wêreld ons nodig het? Ons sal dalk verbaas staan hoe die wêreld verder verbrokkel en uitmekaar uitval as jy die kerk uit die formule uithaal. Moenie jou gebede onderskat nie. Gaan wees die sout, gaan wees die lig. Selfs die kleinste kersie kan in die duisternis lig gee om in te lewe en om in te wandel. Besef jy dat die wêreld jou nodig het? Jy wat deel is van die kerk van Jesus Christus. Jy is 'n venster op hoop. En Jesus is hier die hoop in jou, in my, in ons. Jy die antwoord op ons probleme. Jy het die sleutel tot lewe in jou hand. Jy het die middele sodat iemand die ewige hel kan vryspring en die ewige lewe kan ingaan. Jy het die kennis daarvan. Verstaan jy hoekom die kerk die belangrikste is? Hoekom sy essensieel is? Sy is belangrik, juis omdat sy nie belangrik is nie, maar haar boodskap. Sy is essensieel omdat God se genade essensieel is om te kan lewe hier op aarde en ook ewig hierna. Almal soek the fountain of youth. Jy ken die storie. Almal wil jong bly, mooi bly, gesond bly en voorspoedig bly en ewig lewe.
Almal soek dit, maar almal weet nie hoe om dit in die hande te kry nie. Party soek dit deur misdaad en geweld, ander deur kosmetiek, deur plesier, deur harde werk, deur geld, deur medisyne en oefening. Ons weet waar die fontein is. Ons weet wie die fontein is. Ons bely in artikel 1 van die NGB dat God die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En elke dag drink ek en jy uit hierdie fontein, sodat Paulus mos skryf, daar in 2 Korintiërs 5:6, hoe meer ek vergaan uiterlik, hoe meer word ek innerlik vernuwe. Ek word elke keer in die geloof al hoe jonger en jonger eintlik in Christus. Ons het die voorreg om vir mense te vat, om hulle te lei na die stroom toe, om hulle te bring by die bron wat roep, kom almal wat dors het en drink, gratis en verniet. Dis nie net 'n uitnodiging van Jesus nie, dit is sy opdrag aan ons, omdat hy so brand van liefde vir verlore mense. Ja, God is betrokke in hierdie tyd by ons nood, by ons seer. Ek seker dit pla om dit in plattaal te sê, dat mense doodgaan van siekte, maar ek dink dit pla meer dat mense doodgaan weens sonde. Dit maak ons essensieel. Ons het verlede Sondag gehoor uit Filippense 3 dat ons burgers van die hemel is, maar broers en susters, ons is baie meer as dit ook. Ons is ook ambassadeurs van sy koninkryk om mense in Suid-Afrika te help na hom toe. Bid vir hierdie virusomstandighede, maar bid nog baie meer vir mense wat verlore is. Het wil blyk dat die Korintiërs vergeet het, sodat Paulus hulle weer moes herinner. Het ons ook vergeet? Dit is so maklik om te vergeet. Het is nie altyd maklik om die groter prentjie raak te sien nie. Want deur die week probeer ons bloot goeie mense wees. Ons probeer niemand te nakom nie. Ons help waar ons kan. En op 'n Sondag kom ek kerk toe. Jy groet die ou bekende gesigte. En ons deel so ietsie van ons uitdagings en vertel van ons probleme en eindig ook, maar ons vertrou op die Here. En dan luister mense na 'n boodskap uit die Bybel. En jy gaan huis toe, is eintlik maar baie gewoon. Meeste van die tyd is dit nie 'n geval dat ek sê, wow, dit was nou fantasties gewees nie. In party opsigte is kerk so gewoon soos tandeborsel. Jy het nie 'n 3 minute boaardse ervaring, sodat jy uit die badkamer hardloop en vir jou gesin vertel of iemand gaan bel en sê hoe wonderlik dit was om jou tande te borsel nie. Maar tog is tandeborsel belangrik. Deur elke dag hierdie gewone handeling te herhaal, voorkom jy gaatjies in jou tande en tandvleisontsteking en 'n vrot asem. Dieselfde is waar van die kerk. Is so gewoon, so aards, dalk self so vervelig, soos tandeborsel wat jy al na baie jare toe ook kan doen. Jy weet wat om te verwag. Die ervaring is oorbekend. Dit voel dalk selfs dis moeite, soos 'n mens nie altyd lus is om tande te borsel nie. Maar deur dit gereeld te doen en getrou te doen, hou jy jou mondhygiëne in stand, en net so ook deur gereeld ook in jou omgang met jou gemeenskap met God, bly jou lewe ook op die pad. En dit maak 'n verskil in die samelewing.
Jy gaan hier uitgaan en jy gaan dalk die boodskap vergeet, maar ergens is jou hart en jou gedagtes gevorm, sodat jy dalk 'n ander pad vat as wat jy sou gevat het, sonder dit wat God aan jou kom doen het, deur dit wat hy vir jou kom sê het. Byvoorbeeld deurdat ek nie bydra tot die negativiteit en die chaos en die afbreek nie. Dit maak dalk dat ek vrygewig is en iemand se dag maak, of dat ek iemand help om weer net 'n bietjie hoop te kry. Dalk voorkom ek dat iemand selfmoord pleeg. Dis hierdie dinge wat nie gemeet kan word nie, wat die kerk so essensieel maak, wat vanoggend ook so belangrik maak. Veral in hierdie spanningsvolle, onsekere tye. Ja, die kerkgebou is nie die kerk nie. Ja, ons is die kerk sonder al die gewone, normale goed wat ons assosieer met kerk wees. Kerkeredienste maak of breek ons nie, maar ons moenie die kerk se waarde onderskat in die samelewing nie. Al is dit hoe onindrukwekkend en gewoon, beteken dit nie dat God nie deur sy kerk op 'n diepere vlak ongewone wonderlike dinge doen nie. Vat maar by die voorbeeld van een van ons jong lidmate wat elke dag van die week vir hawelose mense op straat kos gee en wat hulle help. Vat een van ons ander jong lidmate wat R65.000 bymekaar gemaak het om vir mense te sorg. Vat maar die 60 komberse wat ons tydens Pinkster bymekaar gemaak het, sodat ander kan warm wees. God doen ongewone dinge deur doodgewone Gardenia Parkers. Baie van ons gebede verhoor hy en ons sal nie eers weet wat gebeur het, omdat ons dalk sommer so in die algemeen gebid het vir ons naaste nie. Waarskynlik dink jy nie veel daarvan as jy 'n WhatsApp boodskapie aanstuur nie, of as jy iets share op Facebook nie. Maar dalk weet jy nie wat beteken dit vir iemand wat nou op die af is. Ons almal het mos hierdie rollercoaster tydens die COVID, nê, wat hier op die onderste gedeelte is, wat so moedeloos en depressief voel, maar dalk net 'n positiewe vibe wat weer daai persoon sê, maar daar is hoop. Deur gewone, swak, beperkte mense wys die Here sy krag, sy heerlikheid, liefdevolle omgee en sy betrokkenheid in sy wêreld. Ek wil jou aanmoedig vanuit God se woord om voort te gaan. Getuig van hom wat die wysheid van God is. Die wêreld het hom ook onderskat, hom daar op 'n kruis gegooi, gesê ag hierdie Jood, sy ma en pa, ons het hulle geken, hy kom van Nasaret, wat kan goed wees uit Nasaret uit? Hulle het hom onderskat, hy het so swak gelyk. Paulus sê self nog voor ons woorde, vir die Grieke en die Jode is dit 'n klomp onsin hierdie, dit maak nie vir hulle sin, dat God homself sal laat vermoor deur mense nie. Die Griekse gode sou dit nooit toelaat nie. Hulle is sterk, is ouens soos Hercules. Maar hier is hierdie swak God, maar kyk net hoe sing die Kolossense, hy was voor alles daar, deur hom het alles tot stand gekom, en is vir hom geskep, en hy hou alles ook in sy hand, hy onderhou ook alles. Die swak Christus, wat die sterk Christus is. Wees 'n getuie van hom wat die wysheid van God is, wat die vryspraak van God is vir ons, wat die heiliging is van God in ons lewens, en wat ook ons verlossing is. Sê jou gewone gebedjie, doen jou gewone goeie daad vir die dag, maak jou gewone oproep, dra jou vrug, die vrug van die Heilige Gees. Jy weet, wanneer 'n mens na 'n saadjie in jou hand kyk, as daar een saadjie in 'n ou se hand is, dan moet jy amper fokus met jou oë om te onderskei. Nee, so klein kan 'n saadjie wees. Dit lyk nie baie indrukwekkend nie. 'n Saadjie sal nie baie beïndruk of magtig lyk nie, maar watter potensiaal is daar nie opgesluit in 'n saadjie nie?
Ek en jy weet nie watter potensiaal ons in God se hand het nie. Om te dink, in 'n klein saadjie is daar die potensiaal om potensiaal vir lewe en om lewe te gee. Dink aan die bekende beeld in die Nuwe Testament van koring. Daar's lewe uit hierdie saadjie uit en dit kan ook lewe gee deurdat dit meel word wat in 'n brood omvorm word wat kos word vir iemand, wat iemand lewe gee en aan die lewe hou. Ons lyk so swak en so klein soos 'n saadkorreltjie. En ons is. Maar daardie saad kan groei tot 'n magtige boom wat baie vrug dra. Het Jesus nie sy koninkryk vergelyk met die kleinste van saadjies nie, 'n mosterdsaadjie. NG Gardenia Park is in hierdie groot wêreld met sy groot probleme, maar 'n klein mosterdsaadjie. Ek en jy is maar klein mosterdsaadjies. Maar pas op om dit te onderskat in God se hand. Daarom kom al die eer God toe, sê Paulus, want dis nie ons wat dit doen nie. Dis hy, skryf Paulus. Daarom roem ons in hom. Ons kan maar net soos Paulus sê, as ons moet roem, sal ons roem in ons eie swakheid, en daarom sal ons roem in God. Ons is belangrik, omdat ons so onbelangrik is. En dis ook eintlik goed so, want dan onderskat die vyand ons. Die wêreld weet nie hoe nodig sy die kerk het nie, hoe essensieel sy is nie, hoe belangrik sy is nie, nie omdat die kerk perfek is nie, nie oor haar bronne nie, maar oor haar God. Haar God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die wêreld onderskat die kerk wanneer sy so sukkel bestaan voer. Sy het nie veel invloed of sê nie, sy is nie ryk nie. Dit lyk selfs asof sy verdwyn, maar dis wanneer sy op haar gevaarlikste is. Dis wanneer die saad sterf, wat dit ontkiem en lewe voortbring. Die kerk dra in haar 'n wapen vir positiewe verandering. Sy bid en God luister gretig. Sy is 'n gekraakte pot, skryf Paulus in 2 Korintiërs 4, maar sy het die allerkosbaarste skat binne in haar, wat God gekies het om binne in haar te bewaar. Dit maak die kerk die belangrikste, al is sy die onbelangrikste. Want dan is die fokus nie op ons nie, maar op God. En kry hy al die eer, en skitter hy in ons swakheid. Dit gee mense rede om nie moedeloos of negatief te word as kerk nie, want God is sterk wanneer ons swak is. Amen. Laat ons saam bid. Vrede het in onvrede verander. Liefde in haat. Aanvaarding in verwerping. Harmonie in chaos. Mooi in lelik, blydskap in hartseer, tevredenheid in ontevredenheid, waarheid in leuen, heelheid in pyn, en heilig het pervers geword. Ons Here, ons, die mensdom het dit oor die aarde versprei. Die mens het van U vergeet. Ons wil U vergeet. Dankie dat U ons daagliks laat ontwaak, Heilige Gees, om bewus van U te wees. Dankie vir die godsbewussyn wat U in ons sit. Dankie vir die honger wat U in ons skep om U te ken.
Ons weet dat dit net u krag is wat afgedwaaldes weer terugroep. Dis u krag wat alles weer herstel. Dankie dat ons deel van u kerk, u liggaam op aarde kan wees. Laat ons u goedheid aan die armes gee, troos aan diegene wat fisies en geestelik siek is, hoop aan wanhoopiges, vreugde aan die wat treur, liefde aan die wat verlore voel, aanvaarding van hulle wat weggegooi is, en 'n oor vir eensames. Blaas die as van ongeloof, kleingeloof, ongevoeligheid, afgestomptheid, gevoelloosheid en liefdeloosheid van ons harte met die asem van u gees en gee vir ons lig, vuur en warmte van liefde. Vul die tuine van ons siele met die bries van u liefde, sodat dit die geur van ons geesvervulde lewens na ander kan versprei, en kom pluk dan die vrugte tot u eer. So weet ons, sal ons die doel van ons bestaan vervul, om u te vereer en om 'n seën vir ander te wees. Amen. Broers en susters, ek het nou al vanoggend gevra dat julle sal bid vir die kerk, die verkondigers van die woord, ons siekes. Ons het ook in hierdie erediens gebid. Ons gemeente trek ook finansiëel swaar. Bid asseblief saam vir ons gemeente. Bid asseblief vir ons finansies en baie dankie ook. Ek weet, ek self in die bootjie, mens weet hoe moeilik 'n ou sy eie begrotingswerk. As jy hier uitgaan en jy sit iets in die bord, sê ek baie dankie daarvoor. Dankie ook vir almal wat die boodskap daar volg, wat nog steeds voortgaan ook om hulle dankoffers en kollektes te gee. Baie dankie en mag die Here ook vir julle seën en ook help met julle eie behoeftes. Ons gaan afsluit met De Preestols se lied. En dit is ook ons geloofsbelydenis vanoggend. Is hierdie twee woorde, U is. Kom ons bely in ons harte saam, die Here is. Hy is die groot ek is, deur te staan en te luister na hierdie lied. U is die allerhoogste, alomteenwoordig is U. Al kan ek U nie sien nie, Here weet ek, U is daar. My hart behoort aan Hom, ek sal nie vrees nie. Ek weet dat Jesus het vir my gesterf. Die prys is reeds betaal, wanneer hy ons kom haal, weet ek, hy is my God. Hy is my beskermer, my toevlug, is U. Al kan ek U nie sien nie, steeds weet ek, U is daar. My hart behoort aan Hom, ek sal nie vrees nie. Ek weet dat Jesus het vir my gesterf. Die prys is reeds betaal, wanneer hy ons kom haal. Weet ek, hy is my God. My hart behoort aan Hom, ek sal
Here stuur ons na ons huise met Psalm 91 vers 4. Gaan in vrede met hierdie woorde. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Amen.